Liewe vriende, wat 'n voorreg is dit nie om deel te wees van NG Gemeente Nelspruit nie. En om te kan weet dat ons gemeente hier in die middedorp van Nelspruit deel is van God se beweging in hierdie wêreld, waar God deur ons besig is om 'n verskil te maak in mekaar en in ander se lewens. Ons het in ons visie vir mekaar gesê dat ons as Christelike familie hande wil vat om God saam te aanbid en dat ons gemeente 'n plek kan wees waar mense mekaar koester en bemoedig. Ons wil as familie saam 'n verskil maak in ons omgewing, sodat almal God se liefde wat hoop gee en heel maak kan ervaar. Met 'n wonderlike bedrag van R4.7 miljoen het ons gemeente die afgelope jaar die voorreg gehad om as instrument in God se hand op verskeie maniere te dien en lief te hê. Wanneer ons terugkyk oor die afgelope jaar, is ons diep dankbaar. Ons is dankbaar dat die Here kies om ons elkeen deel te maak van sy koninkryk, dat hy vir ons die gawes, vermoëns en die middele gee wat ons nodig het. Saam gebruik die Here ons elkeen om 'n reuse golf te vorm, waarmee ons gemeente 'n wesenlike impak in hierdie wêreld maak. Dit is groot genade. Ons wil ook vir jou dankie sê. Dankie vir jou dienende gesindheid teenoor ons gemeente en jou bereidwilligheid om te doen wat die Here van jou vra. Dankie vir jou oop hart en jou oop hand. Jy kan seker wees dat die Here dit wat jy vir hom gee, hoe gering dit ook al mag wees, aanwend in sy koninkryk. As Christelike familie kom ons weekliks bymekaar om God te aanbid. Ons eredienste is 'n egte ontmoetingsgeleentheid met God en het 'n informele feestelike karakter. 'n Groot span is verantwoordelik vir hierdie eredienste en moeite word gedoen met musiek, beeldmateriaal en liturgiese momente sodat elke erediens 'n aanbiddingsbelewenis is. In 2016 kon die lof- en aanbiddingsleier Louis Brits ons Pinksterweek lei en het hy die aanbiddingskultuur in ons gemeente verder uitgebou. Die gebedsaksiegroep doen weekliks voorbidding en lei die gemeente in die gebedsbrief tot intersessie. Stoepsessies Sondae-aande is 'n geleentheid waar aktuelle temas vanuit die woord en ons geloof bespreek word. Ons kleingroepe het die geestelike tuiste van baie lidmate geword. Hier streef ons na egte koinonia. Reekse word kwartaalliks ontwikkel en verlede jaar kon ons die 40 dae in die woordpakket aankoop. 'n Veldtog tot groot seën vir baie. In 'n wêreld waar verhoudings wankel en breek, glo ons dat God ons aan mekaar gegee het omdat ons mekaar nodig het. En wanneer ons mekaar beter leer ken, word vreemdelinge nie net vriende nie. Die wonder gebeur. Ons bedien mekaar met die liefde van God. Die verhoudingsbediening fokus op die uitbou van hierdie onderlinge verhoudinge in ons gemeente. Moeite word gedoen om jaarliks 'n wegbreek te reël spesiaal vir vroue. Tydens hierdie wegbreek is daar geleentheid vir vroue om saam by die Here se voete te sit, om saam op die pad te wees na genesing en heel wees. Senior lidmate het 'n spesiale plek in ons gemeente. Hulle kom gereeld bymekaar en moeite word gedoen om hulle te laat deel in gemeenteaktiwiteite. Ons by Diens vir Barmhartigheid het die voorreg om nie net mense buite ons familie te versorg nie, maar ook ons eie familie hier by die kerk. Die afgelope jaar kon ons vir 23 gesinne kruideniersware aankoop. Daar is 8.856 gevriesde etes aan mense in nood voorsien. Verskeie gemeenskapsbronne en lidmate het donasies soos vrugte, groente, klere, meubels, ander huishoudelike items en speelgoed geskenk en daarmee kon ons 'n verskil gaan maak. Die bediening op wiele reik nie net uit na 183 gesinne in nood nie. Ons het die voorreg gehad om 'n bakkie te kon aankoop om dienste in die gemeenskappe makliker uitvoerbaar te maak. Ons is betrokke by ouerhuise, gemeenskapskleuterskole, voedingsskemas in die landelike gebiede, evangeliste van die Verenigde Gereformeerde Kerke, Huis van Veiligheid vir Vroue en Kinders, Mataffen Sentrum vir Gestremde persone en Huis Bethlehem Nelspruit en Bidrivier. Die gemeente se maatskaplike werke identifiseer en koördineer jaarliks tussen 25 en 30 gemeenskapswerkprojekte. Die afgelope jaar het ons saam met Westergroet en Komati Poort gemeentes hande gevat om ook by 'n gemeente in Mosambiek prakties liefde uit te leef. Daar is saam gebou aan 'n mediese kliniek vir die plaaslike gemeenskap. En watter diep geestelike belewenis was dit nie toe ons saam met ons Christen boeties en sissies van Mosambiek ook kon nagmaal hou nie.
Hierdie uitreik is ook 'n jaarlikse hoogtepunt van ons tieners se kalender en menige jong mens het getuig van geestelike groei en verdieping in hulle verhouding met die Here. Die afgelope jare het ons ook die voorreg gehad om plaaslike evangeliste finansiëel te ondersteun. Die impak wat hierdie ondersteuning maak in ons omgewing kan nie gemeet word nie. Koos, wil jy nie vir ons 'n bietjie vertel wat dit vir julle as VGK gemeente beteken dat ons vir julle finansiëel ondersteun nie? Weet jy Stefan, so 'n hele klompie jare gelede het al ons evangeliste afgetree en het ek basies alleen gewerk. En mense het nie agtergekom, jy maak amper geen impak wanneer jy 1 keer in 2 maande of iets by mense uitkom nie, want ons het te veel plekke waar ons mense bedien. En ek het gebid dat die Here vir ons leiers moet gee. En sonder dat ek dit versoek het, het op 'n stadium lede van moedergemeente se getuieniskommissie by my uitgekom en gesê hulle is bereid om ons te help om die plase te bereik. En van toe af kon ons geleidelik 'n hele span mense opbou. Ons het op hierdie stadium 6 evangeliste en ons het hierdie span en ons gebed is net dat die Here die span sal gebruik. Hulle is nie mense wat baie geld kry nie, maar hulle is bereid om hulle lewe te gee, hulle gawes te gee om iets te beteken vir die koninkryk. En ons sê vir moedergemeente geweldig dankie vir die ondersteuning oor baie jare. Die kinders en jeug in ons gemeente is vir ons almal kosbaar. Op Sondag kan elke kind op sy ontwikkelingsvlak ontmoeting met God hê. By Kleuterkerk leer ons dat die kleuters so sponsies is, wat so ontvanklik is om te leer wie God is. Ons is trots op die kinderkerk auditorium wat ons onlangs ontwikkel het. Ons hoor gereeld dat die kinders opgewonde is om kinderkerk toe te kom. By tienerdienste word daar met tieners se harte gepraat in 'n taal wat hulle verstaan. By die weeklikse GOM-aksie kan tieners met hul vriende kuier, van hê en saam groei in Jesus. Deur die loop van die jaar bied ons verskeie kampe aan. Ons hoor gereeld van jong mense wat 'n spesiale ontmoeting met die Here beleef. In lyn met God se droom vir ons gemeente, is dit my verantwoordelikheid om toe te sien dat alle administratiewe en uitvoerende take glad verloop. Om dit te verwesenlik, moet ek sinvol kan rekenskap gee van dit wat aan my toevertrou is. My verhoudings berus op wederwysige geloof en waarheid. Kom ons droom, werk en groei saam tot eer van God. Die finansies waarmee die Here ons gemeente seën, word met omsigtigheid en verantwoordelikheid bestuur. Met die gemeente se visie in gedagte, het die kerkraad by 'n onlangse vergadering 'n begroting goedgekeur wat die verskillende bedieninge waarvan ons vanoggend gehoor het en nog baie meer in staat sal stel om hulle doelwitte te bereik. Die kerkraad is opgewonde oor wat beplan word vir die jaar en sou graag baie meer wou doen, maar moet natuurlik binne die beperkings van beskikbare fondse die aktiwiteite bestuur. Vir die finansiële jaar het ons 'n geloof vir 'n tekort begroot, maar met jou positiewe gesindheid teenoor rentmeterskap glo ons dat die gemeente geseën sal word met genoegsame fondse om dit waarvoor ons in die gemeente geroep is te kan uitvoer.